Dit is slegs wanneer ons geloof het dat ons deur God uitverkies is. Kom ons blaai almal na 1 Samuel hoofstuk 16. Vers 1. Die Here het vir Samuel gesê: Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isai van Betlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê: Hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here: 'n verskaaf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isai na die offer. Dit is hoe die verhaal ontvou terwyl Samuel Isai en al sy seuns uit Betlehem roep om die een wat deur God gekies is om koning te wees, te salf. Hy het al Isai se seuns ontbied om te bepaal watter een deur God gekies is. Vers 6. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink: Sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Toe Samuel vir Eliab, die oudste seun, sien, het hy gedink: Dit moet sekerlik die een wees wat gesalf moet word. Vers 7. Maar die Here het vir Samuel gesê: Moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Wat sien hy in die hart? Uiteindelik soek hy na geloof. Mense kan oordeel op grond van lengte, voorkoms of uiterlike voorkoms. Maar God het gesê dat sulke dinge nie sy kriteria vir keuse is nie. Hy kyk na die hart. God sien die geloof op hom gerig in 'n mens se hart. Kom ons gaan voort na vers 8. Isai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink: Ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink: Ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het vir Isai gesê: Die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isai: Is dit al die jong manne? Hy het geantwoord: Die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isai: Laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe: Staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Hier tussen die 8 seuns van Isai in Betlehem het God Samuel vir Dawid, die jongste seun, met olie laat salf. Samuel het gedink: Eliab moet sekerlik die materiaal vir die toekomstige koning wees, en was van plan om hom te salf, maar God het gesê: Nie hy nie. Toe het Isai sy tweede seun, Abinadab, geroep: Nie hy nie. Hy het ook sy derde seun, Samma, genoem: Nie hy nie. Een vir een het al 7 seuns voor Samuel verbygegaan, maar God het elkeen van hulle verwerp. Kom ons kyk dan na die kwessie van hoekom God vir elkeen van hulle nee gesê het. God het gesê: Ek kyk nie na die dinge waarna mense kyk nie. Mense kyk na die uiterlike, maar ek kyk na die hart. As ons na die hart van hulle kyk, het God Dawid gekies en hom as die mees geskikte in geloof en alle aspekte geag om koning te wees.